Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom aan die almal en baie dankie dat u vanoggend gekom het, veral met die windjie wat nou weer begin waai. Ek het nogals gestruggle om 'n kam by iemand te kry, net om my hare te kam voordat ek hier voorkom staan. Gemeente, ons het net 'n paar afkondigings vandag, goedjies wat ons onder julle aandag wil bring. Eerstens, dit is volgende naweek en hierdie naweek lang naweek. Maar volgende naweek is dit Vrydag vakansiedag, so daar gaan nie Kolfyntjie teetuin wees eerskomende Vrydag nie. Hou dit asseblief in gedagte. Daar's wel 'n meditatiewe diens eerskomende Woensdag 5:30 in die kapel. Ons het dan nou uit die aard van die saak, omdat dit lang naweek is, ook nie vandag rooi trein hierso of klassies hier nie, maar ek gaan dit so interessant as moontlik probeer hou vir ons jong klomp. En daar staan nou ook nie vanaand 10 triks vir ons tieners of die mense wat die meer informele diens wil bywoon nie. Aan die agterkant van die hartklop sal jy sien, vra ons ook net enigeen van julle wat dalk wil betrokke raak by ons kospakkie projek. Jy is meer as welkom om so deel te raak van ons barmhartigheidsbediening, ons uitreik aksie na ons gemeenskap toe. Daar's al die inligting is op die agterkant van van die hartklop en ons nooi u hartlik uit om daar betrokke te raak. Ons deurkollekte is vir ons sopbediening by Zweliesle. So, net sodat ook u ook weet waartoe u deurkollekte gaan. Gemeente, vanoggend fokus ons op verwondering en ons lees die hele hoofstuk van Spreuke 30, maar ek wil vir u uitnooi, soos wat u nou sit, om net tot verhaal te kom, om te weet, vanoggend weer eens, nooi die Here u in, nooi die Here vir my ook in, en wil hy homself oor ons, deur sy seun en die werking van sy gees, oor ons ontferm. Daarom groet ek u vanoggend, waar u jouself ook al mag bevind, waar die uitdagings is op die pad, waar die dinge is waar u jouself bekommer. En ek wil vir u sê, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons het geleentheid om Here te dien met ons dankoffers, en terwyl ons dit doen, dan kyk ons net na hierdie skermpie, probeer uitfigure wat daar aangaan, en dan lees wanneer verwondering jou op koers hou. Kom ons deur hier met ons dankoffers. Prys die Here, prys dienaars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom, tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo alle nasies heers die Here, sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is, soos die Here ons God wat hoog woon en hier onder alles sien. Die geringes help hy uit die stof. Die armes laat hy van die ashoop af
opstaan. Gemeente, ons gaan 4 liedere sing, bietjie anderste vanoggend. Ek wil u uitnooi om te bly sit vir die eerste 3 liedere, waar hy vir die laaste lied gaan opstaan, Jesus groot bo almal. En dan gaan ek vir die vra om te bly staan, wanneer ek vir ons die gebed doen. So eerste 3 liedere sit ons, laaste lied, Jesus groot bo almal. Ons gaan al die liedere natuurlik met ons harte bely, ons gaan met die Here praat, ons gaan ons harte oopmaak, maar veral Jesus groot bo almal. Ek wil u vra om regtig waar te kyk na die woorde en om dit 'n hartbelydenis te maak, om die Here daarmee te loof. Kom ons sing saam.
Here, ons is so oorweldig met die wete dat U ons hier kom ontmoet. Here, ons is so skuldig daaraan dat ons nie regtig altyd meer plek skep vir verwondering nie. Ons self oopmaak om deur U verras te word, deur U oorweldig te word. Here, selfs deur U gelei te word nie. So kom ons vanoggend, Here, en ons vra dat U ons sal help deur die Gees om vir U te kan toelaat om die stokke te vat van ons lewens. En daar waar ons die leiersels styf vashou, Here, dat U vir ons genoeg waagmoed sal gee om te kan besef dat U weet wat U doen. Dat U ons wil lei op die regte paaie. Dat U ons beste toekoms in gedagte het. En dat U na ons kyk met genadige oë. Ons vra, Here, dat U vanoggend die woord sal kom oopbreek in ons harte, sodat ons as geïnspireerdes hier kan uitloop en lig wees. Amen. Baie dankie gemeente, jy kan maar sit. Gemeente, voordat ons vanoggend Spreuke 30 lees, wil ek net graag vir 'n oomblik saam met U stil staan agter die storie van hierdie teksgedeelte. Want hierdie hoofstuk kom eintlik nie na ons toe soos die res van Spreuke nie. As ons dit lees, dan sal ons agterkom dit voel anders. Dit klink anders. Dit tref anders. En dit het alles te doen met die man agter hierdie storie. Die man agter die teksgedeelte. Hier, skielik, so halfpad deur die boek Spreuke, kry ons te doen met 'n man van wie ons nêrens anders in die Bybel lees nie. Hierdie man se naam is Agur, seun van Jake. Is nie Salomo nie, is nie 'n bekende profeet of enigiemand anders groots in die geskiedenis nie. Nee, dis net Agur, 'n stem uit die skadu. Maar reeds hier beteken dit al iets. Want, soos dat ons weet, gebruik God nie net bekende name nie. Hy gebruik soms ook stil stemme. Hy gebruik nie net mense wat op die voorblad verskyn nie. Hy gebruik soms mense wat nie al die antwoorde het nie. Mense soos Agur. Die boek Spreuke oor die algemeen is 'n boek van orde. Wysheid, struktuur, beginsels. Dit leer ons hoe die lewe werk. As jy wys is, gaan dit met jou goed gaan. As jy dwaas is, gaan dit met jou sleg gaan. En in dit vind ons 'n sekere stuk logika. Maar julle, dan kom ons by Spreuke 30. En dit voel amper of daar hierdie onderbreking is. Ons vind in Spreuke 30 nie 'n lys spreuke nie. Wysheidsreëls is nie wat hier uitspring en ons terugbring en ons terugsit in ons plek nie. Nee.
Hier vind ons iets meer persoonliks, meer rou, meer eerlik. Dis asof iemand nie nou net meer praat oor wysheid nie. Die persoon begin ook nou worstel met die grense van wysheid. Agur is 'n man van wie ons nie baie weet nie. En juist dit, julle, is belangrik om te weet. Want die Bybel het nie iets groots van hom gemaak nie. Hy word nie voorgestel as 'n koning nie. Soos ons gehoor het, is hy nie 'n priester nie of 'n profeet nie. Hy is maar net 'n man. Soos ek en jy. 'n Man wat graag ons hart, sy hart met ons wil kom deel. Maar interessant genoeg, kan ons 'n bietjie van 'n leidraad kry deur selfs net na die naam Agur te kyk. Agur kan beteken die een wat versamel, of dan die een wat bymekaar maak. Met ander woorde, hier is iemand wat deur die lewe gaan, wat gekyk het, geluister het, ervaar het, en nou probeer hy sin maak. Nie van bo af nie, nie van ver af, waar dit hom nie raak nie, maar van binne af. Nie as iemand wat alles verstaan nie, maar as iemand wat diep bewus geword het, dat hy juis nie verstaan nie. En wanneer hy praat, dan is dit nie indrukwekkend nie. Ons sien, dit is nie selfversekerd nie. Hy gebruik nie eers regtig gepoleerde woorde nie. En dit is ontmaskerend. Nou, Agur staan binne die wysheidstradisie. Maar hoekom skryf hy nou eintlik hierdie hoofstuk? Wel, dis nie om vir ons antwoorde te gee nie, maar is eerder om vir ons te herposisioneer. Hy sien iets wat ons maklik mis. Dat die grootste gevaar vir geloof nie onkunde is nie, maar die illusie van kennis. Die idee dat ons alles verstaan. Dat ons beheer het. Dat ons weet. En daarom skryf hy om ons terug te bring. Terug na nederigheid. Terug na verwondering. Terug na afhanklikheid. So voordat ons nou die hoofstuk gaan lees, kom ons besef net weer, ons lees nie net woorde nie, ons kry hier te doen met 'n mens wat sy hart met ons wil deel. Iemand wat op 'n plek gekom het, waar sy wysheid hom nie verder kan dra nie. 'n Man wat ontdek het, ek het nie vir God uitgefigure nie, maar ek kan hom aanbid. En dalk is dit presies waar hierdie teks ons wil bring. Nie na meer antwoorde nie, maar na 'n ander houding. Met dit alles in gedagte, kom ons luister na Spreuke 30. Gemeente, ek het nou verskillende vertalings oorweeg, en ek het uiteindelik die 83 vertaling gelees, maar al die vertalings is so pragtig. Jy is meer as welkom om dit te gaan lees. Ons lees die hele hoofstuk, Spreuke 30. Die woorde van Agur, seun van Jake, 'n belangrike uitspraak. Nou ek wil net daar, soos wat my Nuwe Testament professor gesê het, 'n semikolon sit. Hierdie woord, 'n belangrike uitspraak, dit is nogals een van daai dinge waar mens kan kyk na die verskillende vertalings wat hulle sê. En iets wat vir my uitgestaan het is die 53, wat nie die woord 'n belangrike uitspraak gebruik nie, maar die woord Godspraak.
Die grondteks praat van massa, wat eintlik ook kan vertaal word as 'n las. Hierdie goed wat so op Agur se skouers gedruk het, hy kon dit nie meer vir homself hou nie, hy moes dit deel. 'n Belangrike uitspraak. Die man het vir Italia gesê, vir Italia en vir Ukal, ek is meer dier as mens. Ek het nie die verstand van 'n mens nie. Ek het nie wysheid geleer nie. Ek ken nie die heilige God nie. Wie het na die hemel toe opgegaan en weer afgekom? Wie het die wind in sy 2 hande gevat? Wie het die water in 'n doek toegedraai? Wie het die grense van die aarde vasgestel? Wat is sy naam en wat is die naam van sy seun? As jy dit weet. Elke belofte wat van God afkom is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Moet niks byvoeg by wat hy gesê het nie. Hy sal jou bestraf en jy sal daar staan as 'n leenaar. Net 2 dinge vra ek van u. Moet my dit tog nie weier nie. Daarna kan ek sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie. Moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en nie verloon en sê, wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Moenie 'n slaaf by sy eienaar beskinder nie, dalk vervloek die slaaf jou en moet jy die gevolge dra. Daar is 'n soort mens wat sy vader vervloek en vir sy moeder nie 'n goeie woord het nie. 'n Soort mens wat homself as rein beskou, maar van wie die vuilheid nie afgewas is nie. 'n Soort mens wat vol hoogmoed is, vol eiewaan is. 'n Soort mens wat koelbloedig en wreed is in sy hebsug en wat teer op die hulpeloses en armes in die land. Die bloedsuiers het 2 dogters. Hulle is G en G. Daar is 3, nee, 4 wat nooit genoeg kry nie. Wat nooit sê genoeg nie. Die doderyk, die onvervulde begeerte om moeder te word, grond wat nie deurnat is nie en 'n vuur wat nooit sê genoeg nie. Die oë van 'n man wat met sy vader spot en vir wie dit benede hom is om vir sy moeder te gehoorsaam, sal uitgepik word deur die kraaie, opgevreet word deur die roofvoëls. En dan kom ons by ons teksgedeelte waarop ek net 'n bietjie wil inzoom vanoggend. Agur kom en hy sê, daar is 3 dinge, nee 4, wat bo my begrip is, wat ek nie verstaan nie. Hoe 'n aasvoël in die lug bly, hoe 'n slang teen 'n rots opseil, hoe 'n skip op die diepsee vaar, en hoe die liefde tussen 'n man en 'n meisie werk. Die ontroue vrou het haar eie manier. Sy eet en vee haar mond af en sê, ek het niks verkeerds gedoen nie. Daar is 3, nee 4, wat die lewe ondraaglik maak, wat onuitstaanbaar is. 'n Slaaf nadat hy koning geword het, 'n ongemanierde sot nadat hy hom vol geëet het, 'n vrou wat eers nie 'n man kon kry nie en toe tog getroud is, en 'n slaafin nadat sy haar eienares se plek ingeneem het. Daar is 4 goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Mure is nie sterk nie, en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Dassies het nie veel krag nie, en tog maak hulle tuis teen die kraanse. Sprinkane het nie 'n koning nie, en tog trek 'n hele swerm in formasie. 'n Geitjie kan jy met die hand vang, en tog kry hy hom in koninklike paleise. Daar is 3, nee 4, wat statig stap,
wat 'n statige houding het. 'n Leeu, die magtigste van al die diere, wat vir niks tyd nie. 'n Spoghaan, 'n bokram en 'n koning met sy leer by hom. Maar as jy verwaand optree en jou aangestel het, of as jy slegte bedoelings het, hou op daarmee. As jy melkkarring, kom maar botter. As jy iemand op die neus slaan, kom daar bloed uit. As jy mense kwaad maak, kom maar rusie. Ons lees net tot sover. Gemeente, ons leef in 'n wêreld wat glad nie hou van ons sekerheid nie. Ons hou daarvan om te weet waarheen ons op pad is. Ons wil weet hoe dinge werk en eers te praat van waarom dinge so werk nie. Waarom sekere dinge gebeur nie. Ek wil self so braaf wees as om te sê dat meeste van ons hele lewe bou rondom sekerheid. Ons en ons kinders moet weet wat gaan vir wat. Ons moet seker wees oor die toekoms. Werk en pensioen moet in plek wees. Gesondheid, mediese fonds en hospitale in die onmiddellike omgewing is nie iets wat vir ons slapelose nagte moet gee nie. Julle selfs ons geloof, dit moet nie te veel van 'n misterie wees nie. Ons moet ten minste min of meer weet wat gaan vir wat. Ons, althans die meeste van ons, wil 'n geloof hê wat verduidelik kan word. 'n Geloof wat werk. Iets wat eintlik maar voorspelbaar is. 'n Geloof wat, as ons eerlik moet wees, ons kan bestuur. Maar dan kry ons die teksgedeelte in Spreuke 30 en dit daag ons 'n bietjie uit. Dit voel amper soos 'n skok vir die sisteem. Hier staan 'n man, nie 'n dwaase nie, nie 'n ongelowige nie, maar iemand wat bekend genoeg was om ingesluit te word in die wysheidstradisie van Israel. En hy sê as dit ware, ek voel dommer as enige iemand wat ek ken. Dit wil vir my voorkom of my verstand my in die steek laat. Nou geliefdes, u sal saam met my stem, dit is nie eintlik hoe wysheid veronderstel is om te klink nie. Ons verwag iemand wat sê, luister na my, ek weet waarvan ek praat. Maar Agur sê, luister na my, want ek weet nie. En dis waar die spanning van die teks begin. Net so, en ons voel dat daar iets nie reg is nie. Amper asof ons iets nou moet regmaak. En ons wil dadelik vir hom sê, nee, jy weet, jy is wys. Miskien moet jy net 'n bietjie harder probeer. Miskien het jy net 'n bietjie van 'n lae selfbeeld. Maar gemeente, as ons hierdie teks gaan lees, is daar geen aanduiding vir so iets nie. Hier het ons nie te doen met 'n valse nederigheid nie. Hierdie ou praat die waarheid. Kom ons kyk net vir 'n oomblik, as die volgende ene keer kan kry. Kom ons kyk net vir 'n oomblik wat besig is om hier te gebeur. Soos wat ons in die begin gesê het, Agur beskryf sy woorde as 'n las. Dis 'n profetiese term. Dit is nie net 'n gedagte nie. Dis nie maar net nog 'n opinie nie. Dit is soos 'n swaar gewig op hom. 'n Openbaring wat op hom druk.
En sy eerste reaksie op hierdie openbaring is nie, nou verstaan ek alles nie. Nee. Sy eerste reaksie is, ek besef hoe min ek weet. Vers 3 is selfs skerper. Hy sê, ek het nie wysheid geleer nie, ek ken nie die heilige God nie. Gemeente, sien asseblief die spanning hier raak. Hy praat, maar hy sê hy weet nie. Hy leer, maar hy sê hy het nie geleer nie. En wat kan dit tog beteken? Wel, dit beteken, ware kennis van God begin nie by beheer nie. Dit begin eintlik, volgens Agur, by konfrontasie. Jy word gekonfronteer met 'n God wat groter is as jou verstand. En in daardie oomblik kan mens nie anders as om stil te word nie. Agur gaan aan in vers 4 met 'n reeks vrae om hierdie bietjie meer diepte te gee. Bietjie meer oop te krap. Hy vra, wie het opgevaar hemel toe en weer afgekom? Wie het die wind in sy hande versamel? Wie het die waters in 'n kleed gebind? Wat is sy naam? Hierdie is nie vrae wat 'n antwoord soek nie. Dit is vrae wat 'n grens stel. Hoe ek dit verstaan, is dat hy hier sê, hier stop jy. Jy kan nie verder nie. Jy kan nie opklim nie. Jy kan nie beheer nie. Dit is klassieke Ou Testamentiese teologie. God is die skepper, ek is die skepsel. En wanneer ek dit vergeet, raak ek verlore. Dan gebeur daar iets besonders in hierdie struktuur van die hoofstuk. Want Agur bly nie net by sy beperkings nie, hy beweeg. Maar hy beweeg nie na beheer toe nie, hy beweeg ook nie na meer antwoorde toe nie. Hy beweeg na verwondering. Ons lees ietsie daarvan in vers 18. 3 dinge is vir my te wonderlik. Ja, 4 dinge wat ek nie kan begryp nie. Hy gebruik hier 'n bekende wysheidsvorm, 3+1 patroon. Maar die inhoud is verrassend. Die inhoud is nie groot teologiese konsepte of hemelse visioene nie. Nee, ons lees alledaagse dinge. 'n Arend in die lug, 'n slang wat teen 'n rots opseil, 'n skip op see, en die liefde tussen man en vrou. En dit, gemeente, dit is presies die punt. Die misterie van God lê nie net altyd in die buitengewone nie. Dit lê ook in die gewone, die alledaagse. Kom ons kyk net gou kortliks na elkeen van hulle. Die arend in die lug, geen spoor, geen pad, geen merker. Die arend sweef, maar jy kan nie presies sien hoe nie. En dit herinner ons ook aan God se werk. Hy werk, maar tog kan ons dit nie onmiddellik vasvang nie. Ons kan dit nie omskryf nie. Ons het nie die woorde daarvoor of die kennis nie. Die slang op die rots, weer eens, geen spoor, glad, stil, ontwykend. Die slang beweeg sonder dat ons regtig kan vasstel hoe.
Dis amper soos God se voorsienigheid. Dit gebeur, maar ons kan nie regtig lekker ons vinger daarop sit nie. 'n Groot skip op 'n magtige see en tog dryf dit. Maar waar is sy pad? Daar is nie 'n lyn agter hom nie, geen permanente merker wat bly nie. En julle dit wys, selfs dit wat massief en tasbaar is, bly uiteindelik misterieus. En dan die laaste ene, die klimaks, die verhouding, die liefde tussen man en vrou. Die mees persoonlike, die mees intieme. En tog so onverklaarbaar. Hier beweeg Agur weg van die natuur na menslike ervaring, van skepping na die hart. En hy sê, selfs hier, veral hier, bly daar misterie. So, wat doen Agur nou presies met hierdie 4 voorbeelde? Want ons sien, hy probeer dit nie oplos nie. Hy gebruik dit as 'n venster na God. En hierdie venster help ons tot vandag toe besef, verwondering is nie 'n beperking aan kennis nie, dit is die regte reaksie op God. Ons lees dit ook in Psalm 139, te wonderlik is dit vir my. Nie frustrerend nie, nie irriterend nie, maar aanbiddingswaardig. En dan kom die teksgedeelte na ons toe. Want ons leef in 'n wêreld wat anders reageer. Ons sien misterie en ons eerste reaksie is dat ons dit wil oplos. Ons sien kompleksiteit en ons wil dit vereenvoudig. Ons is gemaklik of althans ongemaklik met die woorde ek weet nie. Vriende, dit is dieselfde wanneer dit kom by ons geloof. Ons wil alles verduidelik. Waarom gebeur lyding? Hoe werk God se wil? Hoekom gebeur sekere dinge? En ons druk vir antwoorde. Maar julle, hier is die gevaar. As ons nie kan leef met misterie nie, gaan ons baie sukkel met ons verhouding met God. Want God, geliefdes, hy is nie 'n formule nie. Is dit maar nie waar ons geloof ook baie vashak nie. Nie omdat ons nie glo nie, o nee, maar omdat ons nie doelbewus plek maak vir verwondering nie. Ons lees die Bybel, maar julle verras dit ons nog. Ons bid, maar kan ons eerlikwaar sê dat ons wag in verwagting wanneer ons bid? Alhoewel daar 'n sekere afwagting is en ons leef, maar kan ons met oorgawe sê dat ons dit doen ten volle? Ons het kennis, maar baie van ons sukkel met verwondering. En sonder verwondering gebeur iets subtiel, maar gevaarlik. God raak klein. Hanteerbaar, voorspelbaar, beheerbaar. En julle, dan verloor ons die hart van geloof. Maar gelukkig, vriende, gelukkig los
God ons nie hier nie. Sy Gees lei ons, as dit ware, aan die hand na Christus. Want hier is die diepste, kom ons sê die pragtigste stuk misterie van hierdie teksgedeelte. Nie dat ons God kan verstaan nie, maar dat hy kies om homself aan ons bekend te stel. Ons is die ontvanger. Hy is die een wat gee. En as ek aan 'n hele paar jaar vorentoe kan spring, vind ons in Johannes 1, niemand het God nog ooit gesien nie, maar die Seun het hom kom verklaar. Wow. Die God wat te groot is, kom naby. Die God wat nie uitgefigure kan word nie, kom na ons toe. Nie om volledig verstaan te word nie, maar om werklik geken te word. En selfs daar bly verwondering. Gemeente, ek sluit graag af. Ek wil 'n paar praktiese punte uitlig wat ek hier uitnooi of uitdaag om hierdie week oor na te dink. So as jy notas wil maak op die selfone of op die hartklop, is jy meer as welkom. 4 goed, maar jy sal dit in die kop kan onthou. Eerstens, kom ons leer om weer klein te word. Ons grootste probleem is nie dat ons te min weet nie. Dit is dat ons maar soms 'n bietjie te groot ding van onsself. Ager begin reg. Ek weet nie. Wat sal gebeur as ek en u dit weer begin sê? In ons gebede, in ons lewens, wanneer ons weer vra. Ons doen dit nie as wanhoop nie, maar as vertroue. Tweedens, moet ons daarop fokus om verwondering doelbewus te oefen. Verwondering gebeur nie net meer van selfsprekend nie, dit gebeur nie net sommer nie. Ons moet dit herleer. Ons moet stop, ons moet kyk, ons moet stil wees. Kyk na die skepping, kyk na mense, kyk na God se werk. Nie om te ontleed nie, maar om te ontvang. Ek het so 'n tydjie gelede op KFM geluister, waar hulle gesê het, maar kyk of jy kan prentjies sien in die wolke. En dit het my so geruk. Want toe vir die eerste keer het ek weer nuut gekyk na die skepping, na die pragtige wolke hier in die Oeverberg. Derdens, moet ons hoogste prioriteit nie wees om altyd alles te wil verduidelik nie. Nie alles moet opgelos word nie. Somtyds moet daar net aanbid word. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, moet ons nie altyd net vra hoekom nie. Maar ons moet ook vra, waar is God in hierdie misterie? En laastens moet ons besef dat verwondering die vermoë het om ons juis te lei na aanbidding. Pragtige vermoë. Die doel van verwondering is nie nuuskierigheid nie. Dit is aanbidding. Dit bring jou op jou knieë. Nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat jy genoeg gesien het. Gemeente, die vraag is nie, hier daai laaste enetjie, het jy alles uitgefigure nie? Die vraag is jy nog in verwondering?
Want dit is verwondering wat jou hart sag hou. Wat jou geloof lewendig hou. Wat jou op koers hou. En dalk is die mees geestelike ding wat ons hierdie week kan doen, nie om meer te weet nie, maar om weer stil te staan. Stil te staan en te sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek sien genoeg om U te aanbid. Kom ons bid saam. Here, ons prys U vanoggend vir dit wat Ager geskryf het en dit wat U op sy hart geplaas het. En ons vra, Here, dat ons soms so hierdie week in sy skare weer kan stap. En dat U ons sal help daarmee. Dat ons weer klein sal raak, Here, dat ons weer plek sal maak vir verwondering. Dat ons eerste prioriteit nie noodwendig altyd sal wees om alles te wil uitfigure en om alles te weet nie. Maar dat ons U sal toelaat om ons weer te oorweldig met die grootheid en ook die nabyheid. Ons is opgewonde om by U te leer en om U verteenwoordigers te wees. Amen. Gemeente, kom ons sluit af vir vanoggend deur ons slotlied staande saam te sing. Ons sing, laat Heer U vrede deur my vloei. Kom ons staan op. Gemeente, vang die seën van die Here en gaan lewe in verwondering. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar.